begeerlike van my vlees. Hierdie stem wat ek soms in my hoor, né? Galasiërs 5 vers 17 staan daar, want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. Die begeerlikhede van hierdie wêreld met sy koning Satan en sy demone, die stem, gewoonlik is hierdie stem aan die buitekant, depending if you are born again, en gewoonlik die stem van die Heilige Gees, nee, hy is daarom in jou. Maar dan is daar nog die stem van die vlees wat ook hier in jou is. Hierdie eie begeerlikhede. In Johannes 2 vers 15 tot 17 staan daar geskrywe, moenie die wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld nie. So pas op vir hom. 1 Petrus 5 vers 8 staan, julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En kyk wie hy kan verskeer. En ek wil vir jou sê, hoewel al drie hierdie stemme, en hierdie ander twee ook, soms oortuigend kan klink, kom nie elke gedagte wat by jou opkom, elke gevoel wat jy kry, elke begeerte, of elke openbaring wat vir jou gegee word, van God af nie. Wat is my doel as kind van God? Is om tussen hierdie stemme, of hierdie geeste te kan onderskei. So, hoe doen ek dit? Ek luister na die boodskap, wat hierdie stem vir my gee, en dan onderskei ek. Ek sê vir myself, wat is hierdie stem nou besig om vir my te sê? Die Gees lei na die lewe toe. Die vlees fokus op homself. Fokus op trots wees. En hy fokus op selfsugtig wees. En dan die Satan in die wêreld, hulle lei altyd na misleiding en vernietiging. So, die Heilige Gees, Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Halleluja. Dan die volgende, die vlees fokus op self en dit lei na sonde, die werke van die vlees. Want ons sien daai stukkie waar hy sê, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar. Met ander woorde, whatever the Holy Spirit tells you, die vlees, hierdie man binne in jou wat jy nie kan sien nie, hy gaan vir jou die teenoorgestelde sê. En dan Satan in die wêreld, Johannes 8 vers 44 staan daar, hy is 'n leienaar en hy is die vader van alle leuns. Amen. Die Heilige Gees, wat doen hy? Hy verheerlik Christus. Hy lei ons na die waarheid toe. Hy bring vrede in ons lewe wanneer ons na hom luister. Hy lei ons altyd na heiligheid. Hy lei ons na gehoorsaamheid en hy lei ons sodat ons die vrug van die Gees voortbring uit ons lewe. Wanneer ons na sy stem luister, dan groei ons nader na God toe. Die vlees wil hê ons moet doen waarvoor ons lus het. En dat ons niemand in ag hoef te neem nie. Die vlees wat binne ons, dit soek onmiddellike bevrediging, onafhanklikheid van God en die Heilige Gees, om alles te doen wat lekker is, sonder om gevolge daarvan te dra. En dis waar die moeilikheid soms sit, is om vir mense te sê, om vir mense te leer, weet jy, as jy sekere besluite neem in jou lewe, gaan jy die gevolge daarvan dra. En die Satan in die wêreld, hulle doel is om te steel, dood te maak en te vernietig. Deur leuns, verleiding, deur vrees op jou te gooi, deur jou trots te maak, verwarring te bring. En wat maak hulle nog? Hulle verdraai selfs die skrif sodat mense hulle eie interpretasies maak wat hulle pas. Watter stem gaan jy na luister? Gaan dit die Heilige Gees wees? Gaan dit jou vlees wees? Of gaan dit die wêreld wees, die Satan en sy demone,
waarna jy gaan luister. Want weet jy, hier is die realiteit. Dit maak nie saak wat ek en jy doen nie, wat ek en jy sê nie, waarheen ek en jy gaan nie, na een van hierdie 3 gaan jy luister. Dis die realiteit. By een van 3, wat ook al hulle boodskap is, gaan jy aanvaar, jou eie maak en jy gaan volg en doen wat daai een van daai 3 stemme vir jou sê. Die bewys vir jou en vir my, watter stem ek nou gaan luister, lê hierin. Dit lê in wat ek doen met die boodskap. Met ander woorde, hoe gaan jy reageer daarop?